nasionale skaap- en beesboer van die jaar wenners is vanaand aangekondig en Plaas TV was hier om al die aksie vas te vang. Ons gesels nie net met die wenners nie, maar ook een van die beoordelaars om meer uit te vind oor hierdie jaar se kompetisie. Hier wat ons gesien het, die besoeke wat ons gedoen het, ek dink die mense was baie goed uitgesoek, die boere. Hulle diere was van baie hoogstaande gehalte gewees. En die paai was maar moeilik, maar ons het goed reggekom. Ons moes eintlik uitry eers in die Oos-Kaap gekyk, daar in die berge gewees, Cathcart se wêreld en toe Krokolaan toe en daarvandaan Memel toe. En as ek dink aan die 3 rasse wat ons gekyk het, eers die Brangus, toe die Droughtmaster in Sussex en daarna die Bovelders, dan was die gehalte van die beeste baie goed gewees. Die boere weet wat hulle doen, hulle gebruik goeie bulle en mense kan sien hulle weet waar nou toe hulle op pad is. So ek dink ons het hulle uitgesoek op wat hulle omstandighede is, hoe hulle deelneem aan die gemeenskap om hulle, hoe hulle die ander boere help, hoe hulle aan die RPO behoort, aan ander organisasies wat hulle behoort, boereverenigings, en hulle weet presies wat hulle doen op die grond, en dan is dit ook vir my baie mooi geweest as jy sien, pa en seun, pa's familie, waar daar was, as hulle so werk, dit is vir my baie goed, dit is vir my altyd baie hartseer, as ek sien 'n pa doen baie goed en hy bou sy stoet op, of kudde op, nou met 'n sekere gehalte en dan stel die kinders nie belang nie. Maar hierdie geval is dit, as 'n toekoms vir die mense, want die kinders stel belang en die gehalte van die beeste is van so 'n aard dat hulle net vorentoe kan gaan. Hulle moet net bly om die regte bulle te gebruik, dan kan ek net sien dat daar voor 'n toekoms op hulle wag. Onze diere is, wat ons nou gesien het, is baie vrugbare diere gewees. Hulle is rooi beeste natuurlik, wat met 'n baie goeie haarkwaliteit gewees. En as jy na die kalvers kyk, dan gebruik hulle die regte bulle, want die kalvers is baie mooi gewees en die maas het oorgenoeg melk. So ek dink dit het hulle eintlik laat uitstaan. Dis daai positiewe bydrae wat hulle lewer ook aan hulle gemeenskap daar om hulle. Dit is alles wat baie werd is, en so ek sê die moeders is baie goed. Die boere kyk nie altyd na die koeie nie, hulle soek baie goeie bulle uit, maar hulle kyk nie na die koeie nie, en ek dink hulle het baie goeie koeie wat baie vrugbaar is en mooi kalvers speen, so hulle melk is goed en ek dink net hulle doen baie goed. Dat is ook die geval natuurlik by Karel die Roo, waar hy ook met sy seun boer, en ek dink ook daai gehalte wat hulle daar het, hy is ook 'n man wat elke jaar veiling hou van Droughtmasters en Sussex, en daai bulle wat ons daar gesien het, was ook van uitstaande gehalte. So dit maak dit eintlik die moeite werd as jy na die diere kyk, en hulle kan net vooruit gaan. Dit is eintlik is hulle op die regte pad. Ons is regtig baie dankbaar teenoor ons Hemelse Vader en teenoor die hele beesbedryf dat ons die geleentheid gehad het om vanaand die Nasionale Beesboer van die Jaar toekenning te kon kry. 'n Groot dank aan al die betrokkenes, al die borge, Voerbol wat hierdie hele ding maar initieer. Wil ons baie dankie sê ook aan soveel mentors wat 'n groot invloed op ons beeste gehad het die afgelope klompie jare.
mense soos Dr. Ad Viljoen, my pa Connie, ons mense wat ons eer en wat regtig 'n groot bydrae gelewer het tot ons bedryf. Ek dink die rede hoekom ons gewen het is omdat ons so baie streng is op ons teelseisoene en die data wat ons gebruik, hoe ons dit interpreteer, maak gebruik van DNA. Alle koeie word individueel gepaar verse. Ons paar nie iets wat nie vooraf bepaal is watter bulle kom by hulle nie. Al die data daarmee saam, ons het meer as 50 jaar se data. Hoe ons dit bymekaar sit, ek dink het alles 'n groot bydrae gelewer. Dalk miskien die bestuur van ons kudde, ons dragtigheid. Ons koeie is vir die afgelope klompie jare al gemiddeld 97% in kalf. Ons speen 94% van ons kalvers, wat ons baie trots op is en ek dink 'n groot bydrae gelewer het. Ons is 'n hele span op bossoek. Myself en my vrou Liana, sy is verantwoordelik vir alles administrasie, doen ons boeke, en dan ons skoonseun Shaal en ons dogter Liana Junior, wat in 2019 by ons aangesluit het, lewer almal 'n regtig baie groot bydrae. Shaal is meer betrokke by die saaiery. Liana Junior help my baie met die beeste, sy werk met al die data, die weeg van die beeste, die insameling van die data, die verwerking daarvoor, verwerking saam met BKB, Hanelet Jordaan, doen hulle alles self en ons kan nie sonder hulle nie, ons werkers wat ook 'n groot bydrae lewer tot ons kudde, ons veewagters, elkeen doen sy deel en dit is die belangrikste. As ons elkeen ons deel doen, kan ons vorder. Dr. Ad het in 1976 die visie gehad om saam met Dr. Herman Venter, wat 'n student was van Prof. Jan Bonsma, het hulle die Bovelder filosofie beginsel saamgestel, waar ons gebruik gemaak het van gekose suiwer rasse, wat 'n groot bydrae kon lewer, om dan daardeur al die goeie eienskappe van sekere rasse te kan gebruik, en al hoe suiwerder te teel en 'n dier te teel wat aangepas is in ons omgewing, wat bestaan uit 60% Taurus bloed, 40% Indicus bloed. In ons geval, in ons boerdery, wil ons dit graag so hê. En hy het regtig Dr. Ad het 'n groot rol gespeel in ons kudde. En nog steeds, hy is betrokke by die klas van die koeie, hy is betrokke by ons klas van ons bulle van speenouderdom af tot en met die veiling, help ons met die bemarking. Hy het so 'n groot kennis van diere en is vir ons regtig soveel hoop gegee en soveel vreugde gegee, en dank ons hom elke dag daarvoor vir dit wat hy gedoen het vir die hele boveldbedryf en vir die hele beesbedryf in Suid-Afrika. Ons wil graag ons koeikudde nog meer verbeter, want dit is maar die kern van ons boerdery, en wil ons graag sien dat ons soveel as moontlik die beste koeie bymekaar kan kry en ons sterkant al hoe minder, en dat ons hierdie kennis en hierdie manier van boer en die mooi beeste wat ons boer kan oppas en kan uitbou vir die nageslag, ons kinders, ons kleinkinders, wat al klaar op die plaas is, dat ons dit vir hulle kan lekker oordra en hulle daarmee kan vorentoe gaan en ook verdere verskil kan maak daarmee. Ja, die skaapboere was, ek is nou nie 'n skaapkenner nie, maar het was vir my baie interessant geweest. Ons het nou daar by Smithfield begin en so omgewerk van die een na die ander toe, en toe by die Richard gekom op die end, wat met die Donnie Merinos boer, en om sy gehalte diere te gesien het, was eintlik fantasties. En as jy kyk na die wolproduksie van die diere, dis nie net goeie bouvorm die skaap het nie, maar ook baie goeie wolproduksie, en hulle weet presies waarvoor hulle teel, en dit was eintlik 'n plesier geweest. Dit is regtig uitstaande diere geweest. Net so was dit by Clinton Collett ook geweest. Hy's 'n man wat weet wat hy doen. Hy's die man wat met die Meatmasters begin het, en as jy kyk na die kondisie van sy skape, en dit was hier op 'n moeilike tyd geweest voor die reën, en daai diere was van hoogstaande kwaliteit en goeie konformasie,
So dit is baie goed geweest. En ons eerste besoek by skape was daar by Smithfield geweest, by Edward Prinsloo, en die skape daar was ook baie goed geweest. Die man is nog baie jonk, hy het nog 'n lang pad voor hom, en ek is seker as hy vorentoe weer inskryf, dan gaan hy nog net beter doen, want hy weet waartoe hy op pad is, en hy het die ondersteuning van sy familie. Sy pa, wat natuurlik baie bekend is in die bedryf, help hom nog en is altyd daar om vir hom raad te gee, en dit is vir my so mooi, as ek al vroeër gesê het, as ek sien die pa en die seun kan so mooi saamwerk, dit is vir my net baie goed, en dit is vir my, dit is waar in die toekoms van 'n boerdery lê. As jy weet die mense is daar vir 2, 3, 4, 5 geslagte al op die plaas, dan is dit net baie goed. Yeah, for myself, it's an absolute privilege to have been nominated as a finalist, to be in the top 3, and to win the prize as finalist of the year this evening is just the cherry on the top. We farm for, like I said earlier in the evening, we farm for passion and for the love of it. We don't farm for accolades, but to get an accolade like this is just amazing. And it's not just my hard work. The generations before me, I'm a 3rd generation farmer, they've laid the foundation, and I've managed to build on it to where we are now, and yeah, it's just a privilege to be here, and I think it's good for the industry. For where we live, we farm extensively. The Dooney Merino is a dual purpose sheep, so we're getting a good quality fleece, and the lambs we can fatten in the feedlot. They're performing well for us. And so yeah, we believe that they do well in our environment, under our sour felt. We're high altitude, we're farming at 1,500 meters above sea level. It's quite tough, and it's a breed of sheep that's working for us. Yeah, meat is bringing in 70 to 80% of our income. So fertility is very important to us. The sheep have to produce a lamb every year. Preferably, if we can get 10 to 20% multiples, depending on the lambing season, we can go up to 40% multiples, and that's where we're making the money from. Is from our lambs. Wool is a good source of income, but it's bringing in 20 to 30% of our income. But it is a valuable portion of our enterprise. Yeah, it's quite an exciting time in our breed society. We exported Dooney Merino embryos to Australia in the mid to late 90s, and we've had a world conference in Australia in 2016, which I was fortunate enough to go to. They had another one in 2019, I think, in South America, and now we're hosting it in 2026, October 2026 in South Africa. And I think it's a great opportunity for us to meet other breeders from around the world, and hopefully we can get through some protocols where we can start trading embryos between the different countries and the different continents. But it's a wonderful opportunity for the local breeders to get together and to meet the international breeders. And it's good for our country, and it's good for our breed.